Dis hy, lekker, hier is ons by Warrior Bride Reformer Podcast. Hallo Jonathan. How's it going, good? Lekker vakansie gehou? Ek hou nie vakansie nie, maar dit was lekker. Dan. Jy was dan vir 'n naweek weg. Ja, nee, vir ons huweliksherding, dit was Ag, dis great man, dis great. Nee, is lekker om terug te wees. Is so lekker om met julle weer te gesels. Dylan, baie dankie agter die skerms daar en Amber, al ons goedjies is lekker hierso aan die gang. Sit 'n piesangbroodjie gemaak. Wat wil ou meer in die lewe? Ja, I'm telling you, lekker koffie, koud. ja. Ek is bietjie geunderdressed. Ek het nie gedink dit gaan so koud word Dis bietjie koud buite, ja. Bietjie koud. Maar lekker reën. Ja. En, maar is nou nie goed met die bal nie, hoor ek. Soos jy net sê. Nee, ons bietjie gras wat gesny was, maar it is what it is, hè. Okay, dan het jy veel verloor nie. Maar ek dink nie ons het dit verloor nie, ons wag net vir bietjie son. Well, okay, so dit kan nog gered word. Tot 'n maand, ja. Okay. Alright, is dit nou daar naby die huis, naby die plaas? Nee. O, ander plek. Ja. Okay. Nee, maar lekker nee, Jonathan Boer en ja, dis oestyd een van daai. Jo, om die draai. Om die draai, hoe lank dink jy nog? Ek dink met die soja sal ons seker oor so 3 weke begin. Okay. En die mielies en goed? Draai. Nee, dit sal eers hier, ek dink einde Mei, Junie wees. Okay, ek sien praat nou as 'n leek. Elke jaar sien ek dit word gedoen, maar ek hou nie die tyd op nie. Maar dit kwaai gereed met ons dan Potch, ek het nou eendag seker gesê 'n week of wat terug 100 mal amper uitgegooi. Ja. Jy weet, en ons het nou die naweek weer kwaai gehad, hierdie hele week kwaai reën gehad. En hierdie koue wat nou inkom, ek wonder wat is dit? Ja, nee. Weer reën ek. Ek dink ons gaan nog 'n bietjie reën kry hierdie volgende paar weke, maar dan ek's baie lief vir reën, maar as ons so in die winter in gaan dan is dit nie altyd die beste nie. Ons sien Angus daai boom van uit daai bitter Ja. op sy dak. Nee, lekker, maar ons is nou nie eintlik oor die reën te gesels nie, maar is lekker om 'n bietjie agtergrond te skep hierso. Is lekker om saam met julle te kuier. Ons het een of twee advertensies daarso Dylan en moenie ons reis na Turkye vergeet nie. Ek dink is amper vol. Ek dink maar ek dink daar's nog een of twee plekkies oop. En ek dink hulle kan nog tot die 15de 16de April nog boek. Kontak gerus daarso vir Joy Magazine. Ons sien baie uit te midde van die oorlog. Weet ons is veilig daar. Ons is baie meer Europa se kant toe. Die president van Turkye moet net 'n bietjie stil bly. Ek hoor hy maak sy mond ook nou te veel oop daarso. Maar hy moet maar net stil bly toe ons toer gedoen het. Hoor jy, ek het al 2 Israel toere gedoen. Wat ons elke keer 'n break in the weather in the clouds gekry het. En ons kon gaan en ons kon weer uitkom en alles. Nee, die Here seën ons, die Here boet en bewaar ons en dit gaan so lekker wees daar om daai toer te gaan doen en Paulus se voetspore te stap en dan ook die 7 kerke te besoek waar ons so baie praat, né? Ja, dit gaan awesome Dat wees. ons 'n beter oorsig kan kry daaroor. Nee, ek sien baie uit en dis 'n Afrikaanse toer, hoe lekker is dit nie? As jy Engels is, Tinus is daar om te vertaal. Ek wil sê Jonathan moet gaan, hy sal mooi vertaal. Ja, so dis ons Turkye toer, lekker, join ons daar. Onthou ons mannegroep het weer laasweek afgeskop, elke Vrydagoggend 4:15. Die manne kom by mekaar, wat 'n lekker groep om by mekaar te kom. En dan die volgende ene is ons vroue Bybelstudie, ons doen die boek van Jakobus. Ons het nog so 4 oor, ons begin nou met ons maak Jakobus 4, die middel tot Jakobus 5 in die middel klaar. En dan het ons nog 2 daarna, maar jy kan enigstyd inskakel. Ons doen die boek van Jakobus. Ek het agtergekom Jakobus is eintlik, hy slaat bietjie die sweep, né? Ja, nee. Jakobus is geskryf vir die bruid en die Here is ernstig en jaloers oor sy bruid, hoor. Baie goeie boek. Hy draai nie doekies om. Hy draai nie doekies om nie. En dis dit. Dis dit. Nou, ek en jy het nou gesit en praat gister oor wat gaan ons oor gesels en ons wil net 'n bietjie die ys breek vir die kwartaal en ons het nou 'n bietjie deur in die gemeente deur 'n paar dinge gegaan. Ons het iemand in ons gemeente se dogter is oorlede in 'n karongeluk. Begrafnis is nou Vrydag, ons gaan nie vandag oor praat nie, maar ons almal het seer gekry. Is nie lekker nie, dis nie lekker as iemand hier by jou met so 'n jong kind haar lewe verloor nie. Ons gaan in die toekoms praat daaroor, maar nie vandag nie. Maar so, hoekom ek dit net sê is dat ons het bietjie deur turmoil gegaan en vanoggend toe ek baie vroeg stil raak met die Here, toe het hy 'n paar goed met my gepraat en hy gesê pray, standing steadfast amidst turmoil and difficult times, né? Om net by die Here te wees en die Here te skel. Ek het net voor die tyd bietjie gepraat. Ek weet as ek deur rowwe tye en tawwe tye gaan, is net om stil te raak saam met die Here. Dit is so belangrik. Om net jou Bybel te vat, net stil te raak en die Here kan vir jou skrif gee. Dis die skrif wat hy my vanoggend gegee het. In hierdie tyd gou vir ons net lees, dan gaan ek vir jou gee.
Psalm 100, jy het ook nou vir my gesê, jy is ook baie lief vir Psalm 100, jy het al daaroor gepreek ook. Wat hy sê, Psalm 100, hy het net 5 teksverse, gaan vir ons in die Afrikaans lees. Wat hy sê, Psalm 100 vers 1 tot 5, 'n psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is. Dit is my mooi, ek love daai, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. God is good. Always. Ja, sy goedertierenheid tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Hy is die goeie God. Ek onthou, ek dink ons het al op die podcast gesê met jou pa se begrafnis daai dag. Ek kan net onthou wat julle altyd gesê het. Jy, jou ma, jou sussie en jou broer wat gepraat het oor God is good. Always good. Always good. Ja, dis wat ek onthou van hom, voor ek nou iets sê, dit was, toe hy daai laaste dag, want ons was ons bankrot, toe werk ons by dieselfde skool, en hy daai Vrydagoggend geopen en was sy laaste dag daar, en hy het vir mense gesê, jy moet nie jammer voel nie, dis 'n battle, maar, hulle moet almal een ding verstaan, God is goed, hy is altyd goed, en, ons gaan deur dinge, en soos, dit nou word deur, waar die familie is en so aan, it's tough. It's baie tough. En woorde, is woorde. Maar hierdie is waar daai koinonia so belangrik is, wat hy van praat in die woord. En dit is, in Psalm 100, daar's soveel dinge wat eintlik teruggaan na op dit, but we are the sheep of his pasture. Daai is, jy sien dit nie raak nie, but it's powerful, because his pasture is joy, his pasture is goodness, his pasture is faithfulness. En dis waar ons is, dit is waar hy ons wil hê. Ja. En die dankbaarheid van dit, you enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. En daai is iets wat baie powerful is. Ja. How we come to him, weet jy, when I read Nehemiah for the first time, hy het kore aangestel to bring thanks to God. Dit was hulle werk. If you go read Nehemiah, when they were building the walls, he had choirs. That was their job, is to bring thanksgiving and thanks to God. Dit moet vir jou sê, dis belangrik. Baie. En daar is nie, ek voel, dankbaarheid is een van die maniere, of dit is een van die belangrikste maniere om na hom toe te kom. You got to come with a thankful heart. Ja. And thanksgiving en danksegging en daai soort goed. Because in 2 Thessalonians, he says, I think it's in verse 5, he says, wat ek het gou vir julle, he says the following, he says, rejoice always, not sometimes, rejoice always. And then he says, pray without ceasing. Hoe lyk dit, to pray without ceasing? Hierdie is 'n skrif wat ek baie gebruik en wat ek self Kolossense 5 vers? 5 vers 16 tot 18. Okay. Says, praise without ceasing. How does that look? How do I pray without ceasing? And Joshua gives us a bit of insight into that, where it says, your law is always on my lips. Ja. He's always talking to God, and daai is iets wat baie groot is. And he says, in everything give thanks. En wat ons moet sien as mense, is not for everything. Ja. Ek is nie dankbaar vir die situasie. Ja, ek is dankbaar in die situasie, want ek ken hom. Hy is my God. I'm the sheep of his pasture. He's faithful, he's good, he's everything I need. En daar's 'n skrif wat ek altyd bid. Mense raak seker al moeg vir dit, but it's Philippians 4 verse 7. And that comes back to that. That's in his pasture. Ja. It's, thank you Lord, that your peace that surpasses all understanding. Amen. Dit kan nie logies sin maak vir die wêreld nie. Dit kan nie. Ja. But thank you that your peace that surpasses all understanding will guard my heart and my mind in Christ Jesus. It will only happen in Jesus Christ. And in a relationship with him. En daai vrede kan jy nie beskryf nie. Jy kan dit nie beskryf nie. And it all ties into this. I'm not thankful for what's happening. To ons, as dit nou in familie is, as dit nou in verhouding is, as dit nou in besigheid is, you're not thankful for the situation, but you are thankful in the situation, because you know who your God is. Amen.
Hoor hierso, Jonathan, ek wou nou vir iets gesê, maar het slip in my mind. Maar daar is belangrik, want dit is van die skrifte wat ek ook gebruik het hierdie week, en dan gaan dit later aan in Filippense wat hy sê, I can do all things Ja. through Christ which strengthens me. Ons kan dit nie in ons eie krag bid nie, en ek het nou al lank genoeg in die bediening wat ek besef dat by sulke situasies, sulke ontsettende trauma, sulke ontsettende slegte nuus, is dit net Heilige Gees wat die belofte is, Johannes 14. Hy sal ons nie alleen los nie. Hy stuur hom en hy noem hom in die Afrikaanse Bybel die trooster, nie vir nie die trooster, nie die comforter, because it's only God that can comfort you. Ek kan woorde praat, toe ons daai nuus kry nou die dag, toe vra ek, Here, gee my wysheid, gee my insig, hoe hanteer mens hierdie situasie? En die comforter, want ek kan niks anders doen, en nou is daai kanoina wat vir jy gaan praat, nou moet ons mekaar bystaan, nou moet ons drukkies gee, ons moet saam bly, ons moet bly in community, en ons moet mekaar bystaan. Dis baie nader as vriendskap. Ja. Dis baie meer intiem as dit, as jy Baie. na daai woord gaan kyk. En that is what the body of Christ is supposed to look like. If you go look at the church in Acts. Ja, Dis nie net koffie op 'n Sondagoggend nie. nee. En it's a lot more raw than that. Maar ons bid dit, en ons bid dit heeltyd vir die Here, mag ons kerk, en ek bid dit vir ander kerke ook, nie net ons nie, maar, en ek glo elke leier, of leiers van gemeentes met bid, Here, mag ons kerkie net wees soos kerk altyd is, soos ons dit ken nie. Mag dit baie dieper gaan, mag dit net nie wees soos wat dit was altyd nie. Jy weet, net koffie op 'n Sondag stories nie. Ek meen, dis nie kerk nie. Nee. Dis nie kerk nie, dis nie hoe die Here die liggaam gesien het nie. So dis nou hierso waar ons mekaar moet bystaan deur foute wat mense maak, deur die dood, deur al die goed wat gebeur. Ons is in 'n battle, en ons moet mekaar bystaan. En it's fierce. En is fierce. Ja, die vyand vat nie, hy speel nie, en hy draai nie doekies om nie. Hy sal enigiets doen om unity te breek. Hy sal enigiets doen om mense weg te trek van God af, en hy sal enigiets doen om die momentum te breek van kingdom. Ja. Want hy wil nie kingdom moet gebeur nie. Nee. So hy sal kingdom stop. Ons gaan vanaand prayer night hou, ons gaan vir die siekes bid. Hy sal enigiets doen, en daai siekes nie by die prayer night uitkom nie. Ons moet dit weet. Maar in dit is om te bid, in tyd en gebed saam te span, en bid, nee, ons kan nou baie oor bid praat, maar bid is nie Jesus maak my hartjie rein stories nie. Bid is tyd saam met God spandeer, stil raak. Stil is die beste bid. Ja. En vir my om stil te raak, nee, is klaar 'n miracle, Ja. nee? Dis die verhouding daai. Ja. Dis 'n lifestyle, Ja. not an event. Ja. Because dis soos jy sê, dis stil. Hoe moeilik is dit vir ons? Vir my is dit om net stil te raak. Jy sê, yes, Here, ek bid nou vir hierdie en ek bid vir. But then he says, okay, it's called quiet time. Ja. Get quiet. Ja. Verstaan jy? Ja. 5 minute. Ek moes begin met 5 minute, eintlik 3. Where I'm still. En dan kan jy dit nou begin. It's challenging. En in dit leer dit jou 'n dissipline van, ons weet die battlefield is ons mind. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, jy met elke gedagte kan gevange neem, en om daai stil te raak, net om stil te raak en jou gedagtes skoon te kry, sonder dat iets jou in die gedagtes aanval en sê, ek herinner jy om honderdkos te koop. Simpel goed soos dit, hy noem Herbert het altyd goed gesê. Hy sê, as jy wil stil raak, nee, dan kom die gedagtes in jou kop op, sommer nitlose goed, honderdkos, Hy sê naderhand toe raak hy slim, toe begin hy neerskryf. Toe sien die duiwel, maar dit werk nie lekker nie, want ek gee hierdie ou sy grocery list. Jy weet, en dan die duiwel ook opgehou naderhand. Jy kan maar lag, maar dis reg so. Dis 'n grappie. Hoorie? En dis wat hy doen. Hy distract jou, en dis 'n selfdissipline. En weet jy wat, dis meditation. Meditation. As mense dink aan die woord meditation, dink hulle aan een of ander Hindu ou wat snaaks sit of iets. Meditation is daai stilte tyd waar jou fokus zoned in is. That's meditation. And he says, meditate on my word day, not meditate on me, because he is the word. Ja. So, daai is, vir my is it foundational, it's fundamental, en dis die eerste plek waar ek aangeval word, is in gebed. Ons almal. En tyd wat ek eintlik in gebed spandeer. Ek dink is vanoggend oom Angus se boodskap ook gewees, oor om te bid.
Okay. Hy het vanoggend, ek en nou Gipsy luister ons nou op pad skool toe, oom Agnes, en ja, ek het nou dag gestuur van wat Anton gestuur het, hoeveel boodskappe hy dag Ja. gestuur. Wat om 'n uur, nee. Wat om 'n uur. Ons moet net daarso vir Anton Stols, ek weet nie of hy nou luister nie, maar in 'n geval, daai man, oom Angus Ja, se hy's hoof van sy intersessie, wat al daai boodskappe elke dag uitstuur, sodat ons dit oral kan ontvang. Hoorie so, dis wat ek jou wou gesê het, nou wat slip my mind, soos ons nou praat oor die storm en to stand steadfast amidst turmoil and difficult times is daai liedjie van Casting Crowns, I'll praise you in the storm. Ja. So mooi song hy. Baie mooi. Ek weet nie of julle hom ken nie. Yes, dis great. Ek weet nie, Hulle is dalk bietjie jong. Ja, hulle is so worshipper, hulle luister na die nuwe goed, hulle luister nie na ons ou, dit is so 2013, jy weet, dit is nou nie 2016, maar ek spot so meneer Dylan, hy hou van die immergroen treffers. Ja. Nee, maar dit is, en dis die challenge, nee, want ons sê dit maklik, maar to live it, to live that in the storm, and that's where that peace comes from, and that's why Jesus was sleeping in the storm on that boat. There's a certain decision we need to make. Am I going to be calm, or am I going to be, en dis so in alles in die lewe, ek bedoel, jy sal weet, jy het al baie training en goed gehad, maar as ek besluit om kalm te bly, gaan jy altyd bietjie meer, en die storms verskil in die lewe, dit kan bankrotskap wees, dit kan verhoudings wees, dit kan iemand afstaan in die dood, dit kan, those storms, and some are more fierce than others. I don't downplay any storm, but I firmly believe that I have to make a decision. What are you doing in the storm? En dis wat Heilige Gees my vra, what are you doing in the storm, my boy? Are you steadfast? Are you enduring? Are you leaning on me? Want jy gaan dit nie deur jouself uitkom nie. Daar's geen manier nie. What decision are you making? En ek preek nogals baie daaroor is, of as ek daar praat is, you're going to be confronted in life. This word is going to confront you, and you're going to have to decide. If he says, I'm good, do I believe he's good? If he says, I'm faithful, do I believe he's faithful? Ek moet daai besluit maak. If he says in his word, he'll never leave me, and I make a decision, now God's left me, that's a lie from the enemy, because he says he'll never leave me. En dis waar ons confront word is, am I going to take him at his word in the storm, or am I going to look for other, because it's uncomfortable. Baie keer om hom op sy woord te vat. Ja. Super ongemaklik. so dis 'n decision wat ons maak, en dis, maar en ek praat nou van my persoonlike, jy weet hoe ek al deur die lewe ervaar het en so aan. Jou uitdagings. Ja, so to me the word is it's soothing, it's wonderful, it's awesome. Daar's nie woorde wat die woord kan beskryf nie, but it confronts me every day. Ons het altyd in die eenheid wat ek gewerk het en boeke wat ek oor sulke ouens gelees het. Iewers ek het gelees en altyd in my lewe toegepas wat die ou gesê het, calm is contagious. O ja. Verstaan jy, as jy kalm is en jy hardloop hier rond so 'n hoender wat se kop afgekap is, jy hoor die slegte nuus. Nee, kalm, wees rustig. Weet, Andrew Womack het altyd gesê as hulle slegte nuus kry by die ministry en die ouens daar so, vra hulle, hoekom is jy so rustig? Sê, hoor, gaan dit julle help as ek soos julle lyk? Ja. Dat ek ook so rondhardloop as julle, dit is nou maar so. Jy weet, ek het weer ander ou gehoor, hy sê, jy moet so rustig wees, soos die Titanic wat sink, en dan pak jy die stoele reg. Wat gaan jy nou doen? Saam met die ander in die see spring. Verstaan, pak maar die stoele reg. En die woord sê we at war, eh? So if you look from any perspective, if he's using the terminology war, oorlog, then you got to look at it from that point of view. As jy soos ek sê, jy sal nou weet, but as jy nou in daai, when you go through that training, they teach you to be calm, because that is when you keep focus. That is when you keep grounded. That is when, jy weet, if I focus on him, then I know I'm focused correctly. Maar dit vat 'n kalmte. Ek probeer my dogtertjie leer, want sy kan nogals nie kalm bly in sekere situasies.
my pop, kan jy mooi dink as jy nie kalm is nie. En dis iets wat ek hulle probeer leer, want dit strek reg deur jou, of dit nou waar ook al dit mag wees. If you can stay calm in this storm and keep your focus on him, then you are where you need to be. Ja. Ek sien altyd daar's 'n foto van die eerste martelare wat hierdie kerkleier, ek weet nou nie wie dit was nie, so staan en dan is die congregation so om en hulle is in die middel van die arena en hier kom die leeu's. En hy moet nou in daai situasie nog almal kalm hou. Ek meen dis Dis next level. En veral in 'n tyd soos die, in 'n week soos die wat almal antwoorde soek en mense het seer gekry en elke tweede ou op die internet is nou 'n prediker. Jy weet wat skrif gee en al daai tipe goed. So ons moet regtig deur die gewoonte geoefen wees. Dis die ding. Dis wat Hebreërs sê, ons moet deur die gewoonte geoefen wees om reg van verkeerd te onderskei. My geloof verander nie nou dat ek in hierdie storm is nie. En hy verander ook nie as ek volgende jaar 'n ander tipe storm is nie. Dis dieselfde God. Storms verander, maar hy is altyd goed. Ek kies om te worship in die storm. En as dit nou die storm is wat ek moet deurgaan, dan gaan ek nou die storm deur. Jy weet, so. Maar, en nou vanoggend het ek nou iets geluister wat nou vir my goed is, en veral dat ons nou, ek glo ons word baie voorberei die kerk nou vir die tye wat kom. Ek glo, ons is ouens wat pre-trip glo. Pre-trip, vir die wat nou die eerste keer luister, is die voor die verdrukking wegraping, die pre-trip rapture. Nee? Ek sê altyd maar vir mense, julle moet maar hoop, ons is reg. Daar's baie ouens wat mid-trip glo, daar's ouens wat in geen trip glo, maar ten minste glo hulle iets, hulle glo in dieselfde tydlyn, die 7 jaar verdrukking, 1000 jaar wederryk, ons gaan nou nie op dit ingaan vandag nie, daar's genoeg goed wat ons op het. Maar, die aanleiding tot dit toe, hoe sê die ene ou vanoggend? We can feel the winds of Matthew 24 blowing. Ja. Nee? Ons kan die winde van Matteus 24 begin voel aankom. En dit gaan baie erger raak, ons kan net die Bybel lees, voor dit gaan lekker raak. Ja. Buite nou vir die ligte boere musiek wat ons nou kry van dieselpryse en hoor gaan op dalk R40 toe. Mag ons dit hard sê? Hy raak nou fris, hoor. Hy raak nou fris, nee. Buiten vir dit, gaan dit vir die kerk in hierdie tyd, want weet jy wat gaan vir die kerk, wat gaan mense, luister ons vir my luister, wat gaan mense disillusion? Die predikers. Want die ouens raak nou goed kwyt, nee. Wat, ek kan dit nie verstaan nie. Dis nou hier waar ons moet kalm wees, op die woord bly, eie opinies moet by die deur uitgaan, en ons moet God op sy woord begin vat. Kom, ek gaan dit geweer terug by Psalm 102. Ek het nou by die goeie herder oopgemaak, glo ons gaan daarby uitkom vandag, nie, want hy is ons goeie herder. En weet, hy is God. Dis vir my so mooi hierdie deel. Erken dat die Here God is. Luister die, hy het ons gemaak. Hier staan dit. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak. Ons is syne. Ons is sy skape. Hier is sy woord wat hy vir sy skape gee. Ons moet op hierdie woord bly. Ek het nou reg weer gesê, wat Chuck Missler gesê het voor hy dood is, vra vir hom as jy jou lewe kan oor hê, wat sê hy verander? Hy sê, sal die woord meer letterlik opneem. Luister, jy kan maar die woord letterlik opneem. As hy sê, Matteus 24 gaan gebeur, dit het nog nie gebeur nie, dan gaan dit gebeur. As hy sê, Openbaring gaan kom, want I mean, hy gaan nie die tert, ons het nou, ons het nou pies aan brood geëet, is dat nie tert, die kerk, gaan nou, ons is nou in die laaste van die laaste uur. Ons is al, hoe sê die ou vanoggend? Paulus hulle het met 'n krag en 'n dinamika gepreek, nee, asof die einde nou is. Dis al 2000 jaar terug. Wat nou nog van ons? Ja. Ons is aan die einde van die kerkdispensasie. Kerk, ons moet wakker word. Ons moet gaan disippels maak van nasies. Ons moet oor ons verskille kom, eie opinies kom, entitlement kom en begin die woord verkondig. Jy weet nie by daai persoon verby jy bystap is dalk sy laaste week op aarde nie. Jy weet, ons het soveel werk om te doen. Maar ons is so besig om te beklei oor nitty-gritty. Ja. En dit is wat die vyand soek. Dis wat die vyand soek. Jy weet, en dit kom van die kerk
in the western part, en ek sê dit baie so, mense sal seker moeg vir dit, but it's comfortable. Dis gemaklik. Ja. As ons praat van disciples, a disciple is not a follower. Yeah. There's a big difference. A disciple is somebody who learns from the teacher. Ja. So if I'm a disciple, I need to learn from And Jesus. willing to be learned. And willing to be learned. Teachable, humble. Daai goed is baie belangrik. So he wants us to learn from him. Dit was nooit vir Jesus gemaklik nie. Nooit. Niks. En daar's 'n aanval op leiers in die kerk. Ja. Because mense luister vir die leiers. Daar's 'n massive aanval op die leiers. En dit gaan oor gemak. Jy kan kyk in the Western Church hoe gemaklik is leiers. Dit gaan oor pride, dit gaan oor power. En ek glo, 'n leier is a servant. If you look at Jesus, he's a servant. Johannes 13, voete was, voorbeeld. He serves. His heart is not himself. En dis hoekom dit so belangrik is to die to yourself and so on. But serve. Be there and bring word. And the problem now is many leaders want the people, but they're not prepared to bring the undiluted scripture. Because, soos like jy gesê het, it confronts. And it's going to offend. Ja. The point is not to offend. If we do it in love, then the outcome is good. That's where the person decides, okay. Because jy kan onderskei tussen liefde en nie liefde as iemand dit bring nie. Maar die leiers, dit voel vir my, leiers het liefde verwar met, wat is die Afrikaanse woord vir tolerance? Ja, verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid. They've confused tolerance and love. Love is not tolerance. Love is what God said. What the word says. It says in the word, he is love. So if he says, en ek het bietjie backlash gekry daaroor, ek het 'n paar keer dat ek gevoel, die Here het vir my gesê, jy moet, to live together before you're married it's not on. Ja. It's comfortable because society says that's what you do. En ek gebruik nou net 'n voorbeeld. It's comfortable because the whole of society does that. But it's not biblical, it's not scriptural, and it demolishes a lot going ahead. And you weet, we can't, people, you repent and all of that, but what I'm saying is leaders need to check that it's always undiluted scripture. Because it's starting at leaders. If the enemy can take the leader, then what he preaches, what he brings, al daai val dan on the wayside. Jy het nou gesê, backlash gekry, die backlash gekry oor het jy gesê oor die saam bly. Waar hulle moet bietjie na my kantoor toe kom, want as ek selfs huweliksberading doen, dan hoor ek, waar het julle saam gebly, as julle het, nee, repent ons nou. Ja. Verstaan jy? Ons repent nou. Want hierdie is gemaak vir die huwelik. En dis liefde om dit te sê. Ja, natuurlijk. Ek wil nie hê, ek en my vrou het fout gemaak. Maar ek het nie die Here geken nie. Ons het saam gebly voor ons getrou het. En niemand het my gehelp nie. Ons het maar net die eerste 5 jaar ons maar net help. Verstaan? Want ons het, en Luma Herbert het baie gesê, God het die huwelik ingestel. Ja. Nou, en God het reëls vir die huwelik ingestel. Maar nou wil ek die wêreld het die huwelik gehijack. En nou speel ons rugby op cricket reels. Ja. En ek kan nie verstaan hoekom ons huwelike so lyk nie. God, as we nie daaroor praat nie, maar die Bybel begin met die huwelik en hy eindig met die huwelik. God het die huwelik ingestel. Ja. As die huwelik sê, as hy sê 'n man en vrou sal sy ouers verlaat, dan sal hy verlaat. Ja. Omdat hulle nie verlaat nie. Luma het 'n ander goeie ding gesê. En doen julle self die guns. Geluister bietjie. Jy gaan dit op die internet kry. Luma Herbe, Maximum Paar, né? Baie goed. En dis in die 80s opgeneem. Die groot oorsaak van egskeidings daai tyd in Suid-Afrika. Raai wat sê is dit? Onskuldige skoonouers. En onskuldige ouers. Dis altyd onskuldig. Ja. Ons wil maar net hulle help. Ja, dis daar om advies te gee en al die tipe goed, nee, maar hulle sal die ouerhuis verlaat. Jy sal. En die man sal sy vrou aankleef en die vrou sal haar man aankleef. En dis nou maar net die basics, nee.
En dan gaan lees Efesiërs 5:22 tot 32, jy gaan lees 1 Petrus 3 vanaf vers 7, wat oor die huwelik gaan, man, vrouens en huwelike, mede-erfgename, al daai goed, verbond, is een van die Nuwe Testament verbonde. Die Nuwe Testament is die nuwe verbond, maar in die nuwe verbond is daar 2 verbonde wat hy gebruik. Dis die nagmaal wat eintlik die verbondsmaal is, en dan die huweliksverbond. En verbond, die mooiste woord vir verbond, commitment. Ja. Jy's gecommit, Bill. Jy in het. Jy's nou in dit, commit. Maar nou wil ek nie meer committed wees nie, want sy gee nie my aandag nie. Weet jy, daai tipe goed. Ons moet But it comes back down to leaders. Ja. See, what Dis waar ons nog gepraat het, sorry. what a leader, if he's genuinely bringing the word and he loves the people there that he's serving, because a leader serves, that he's serving, he has to say these things because it's scriptural. En daai was net 'n voorbeeld, maar dit gaan oor, ek bedoel, ons bly in 'n land met braaibrei, ons bly in 'n land met 'n klomp ander goed. En maar dit, ek is altyd so aangeraak deur 'n video wat ek een keer gesien het van 'n kerk in die underground church in China wat Bybels kry. Jy het dit ook al gesien. Ja, net love it. Waar daai mense so huil en so, daai is genuine, daai is ongemaklik, en dis hoekom dit so belangrik is vir leiers om oor die eindtye te praat. Ja. Dis baie belangrik, because we must anticipate he's coming. Kom hy nie, ek gaan sommer check. Daai is, soos jy nou gesê het, Paulus was heeltyd praat hy daaroor. Hy was ernstig oor, he was fiery about it, he was strong on it. Maar nou is ons nie meer nie, 2000 jaar later. It says in his word we must anticipate he's coming. And occupy till he comes. So jy wag nie, jy verkoop al jou goed, okay, jy gaan nou maar, you occupy till he comes, because that's what he's called us to do. And to occupy till he comes is kingdom. Ja. Is nie 'n goed verkopende banker bou nie. Nee. Wat 'n nonsens is dit. Ja. Hoe gaan jy mense bedien uit jou banker uit? Ja. Ja, en maar nou weet jy wat, die mense sien, omdat die kerk die mense nie opgewonde maak vir die koms van die Here nie, raak die mense opgewonde oor ander goed. Of hulle maak staat op iets anders. Dis net die Here wat ons gaan red in hierdie tyd. Mense, luister vir my, geen mens gaan ons kan help nie. Niemand gaan ons help en net God gaan ons help in hierdie tye. En nou sal Trump eerder nou maar foto's opsit dat hy die Messias is. Ja, nee. Nee? Ek meen, maar mense, ek gaan ook nie daar nou, ons gaan nie oor politiek praat nie, maar nonsens man. Ja, nee. Daar's net een op 'n wit perd. Pas op vir die vals wit perd, julle. Daar's een wat gaan kom op 'n wit perd wat gaan lyk soos die Messias en al die regte goeders sê en wat ook al. Hy gaan die wêreld se hoop wees, maar is nie. Ons het net een hoop en dis God, en hoe hy dit doen is heel anders. Sy woord. Wees stil en weet ek's God. Kyk of jy kan stil raak in 'n storm. En kom jy toets deur. Want ons kry altyd storms. En ek kom agter, vandat ek nou ernstig met die Here begin stap het, was dit levels of storms. Ja. Nee? En hulle het altyd op kering vir ons gesê, daai een instrukteur altyd gesê, julle moet reg wees, want volgende week word die skroef nog stywer gedraai. Hier is 'n daai skroef word styf gedraai. En is asof, soos die Here jou prepare, want dis wat hy doen met mense, as jy bereid is, word die skroef net altyd stywer gedraai. Kruimkoek het dit mooi verduidelik, God vat jou, dis soos ouens wat K2 uitklim of Everest. Jy gaan nie eers base camp, jy leer om asem te haal, dan jy kan nie net dadelik hoop Everest doen, en dan sit base camps, dan leer jy om asem te haal op sekere vlakke. En ek kan dit sien in my eie loop, as ek terugvat, eers die issues wat ek moes uitsorteer 2019, die issues wat ons nou moet uitsorteer. Ek was 2009 reg vir dit nie. 2009 wat seker goed gebeur het, as dit daai tyd my moes gebeur het, ek gevou so R20 se toksak. Ja. Maar nou het die Here jou selfs matig begin prepare, want ek weet, ek het nou reg 'n ding uitgestuur van hoe awesome is dan as so kry geraam met 'n skuld, hoe awesome is dit om hierdie tyd te leef in die kerk. You are born and destined for a time like this. Jy het die voorreg om in hierdie tyd van die kerk era te leef op die einde. Ja. En of die einde nou oor 20 of 30 jaar is, of hy nou oor 'n jaar is, of volgende week is, jy's hier nou. Wat is die verskil wat jy gaan maak? Hoeveel siele gaan jy na die Here toe vat? Hoeveel mense gaan jy
in die kerk help met hulle depressie, sodat hulle kan kingdom begin leef. Hoeveel mense gaan jy help in wat ook al? Dis hoekom ons by hierdie gemeente doen ons alles, ons doen bevryding. Dis nie een of die ander nie. Healing is bevryding. Ek sien eers bevryding anders nie. Ek sien nie gesaak met demon manifestations en al dit gebeur ook, maar who gives a rip? Die grootste bevryding wat moet plaasvind in mense is dat die skanse afgebreek moet word wat teen die woord van God is. Ja. Mense glo goed. Ek sien net al die comments wat mense nou op Facebook afloop beweeg. Mense wat nooit eers kerk toe gaan het ook nou comments uit die Bybel uit. En weet dan kom die spirit of slap oor my, verstaan jy? Maar kom ons sê dit nou maar. Ja. Men, jy kan nie eens kerk toe nie, dat jy 'n Bybelteksversie wat jy vir die mense wil gee. Ek weet jy probeer bemoedig, maar dan het jy jou eie opinie ook nogal by. Ons moet versigtig wees vir dit. Bly by die woord. Dis maar net hoe dit is. It must always be based on scripture. Ja. Everything. Dis hoekom dit so belangrik is, dat mense, elke persoon tyd in die woord spandeer, né? Because hierdie waar ons nou groei in die Here is mos 'n process of sanctification. Ja. Heiligmaking, né? Ja, sanctification. En dis 'n proses. John 17:17 is so belangrik. How are you sanctified? By his word. By his word. Dit is so belangrik dat ons tyd in die woord spandeer, want om na 'n preek te luister is baie goed. Ja. Om na 'n podcast toe te luister, baie goed. But this is where it's happening. Ja. It can't be replaced, en ek sê baie keer dit, maar ons elke gelowige moet tyd in die woord spandeer, want this is where the process of sanctification. Daar's studies gedoen oor, as jy 1 keer 'n week die woord lees, het dit nie regtig impak nie. 2 keer, dan 3 keer. As jy 4 keer 'n week die woord lees, kan hulle deur hierdie studie sien hoe jou lewe geïmpakteer word, hoe jy dink, al daai goed. Hulle het 'n toets gedoen daaroor. 5 keer, 6 keer, 7 keer. Ja. Hoe meer tyd jy in die woord spandeer, it changes the way you think, it changes the way you live, it changes your what you filling your heart with. Because what's it? It says in Proverbs, what you fill your heart with is going to come out of your mouth. That's basically, what are you meditating on? En dit sê in die woord, don't meditate on the flesh, meditate on the spirit, or live in the spirit, né? So, don't live in the flesh, live in the spirit. And what do I meditate on? If my meditation is on things of the flesh the whole time, I'm walking in the flesh. Ja. If I'm meditating on the spirit the whole time, I'm walking in the spirit. Hierdie is, en dit strek nou oor leiers, maar dit kom terug op die leier, en it's not picking on leiers, dit is wat dit is. You lead the people who are listening to you, who are coming to the body, who are coming together as a church. That's why it's not about a comfortable sermon, it's about bringing the truth in love, and living this process of sanctification, through the good times, through the storms, through the normal times, want elke dag is belangrik. Elke dag. Hoorie so, nee, ek het gister, dink ek is gister gewees, het ek op my profile nou ek sit mys elke dag 'n teksversie op, of 'n boodskapie op. Toe sit ek gister nou die volgende een op, Johannes 14 vers 27, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Toe het 'n ouetjie wat ek ken, hy's 'n student, hy gaan seker nou luister, hy sê vir my, oom JC is verkeerd, daai is in Johannes 14 vers 1. Ek sê nee, maar hy staan in 14 vers 27 ook. Ek sê, maar skerp, jy is die eerste ou wat dit opgetel het. Hy sê, hy is dalk die enigste ou wat dit verkeerd gehad het. Ek sê, nee, kom ons hoop, jy is die eerste ou wat dit reg het. Maar dit staan daar, as Johannes 14 vers 70, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En die skrif waarvan ek baie verlief is, en ek gebruik dit elke dag in bevryding. As ek met mense pad begin stap, dan sê ek vir hulle, Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. So maak nie saak waar jou journey is, jy sê nie jou journey begin nou net, en jy het nog nie beheer oor jou gedagtes nie, jy is bang vir die toekoms, jy is bang met jy nie die woord ken nie, alles. Vat Johannes 14 vers 1, dis baby steps, begin met dit en kyk of jy dit kan regkry. Laat jou hart nie ontsteld word. Laat jou hart glo in Jesus Christus, glo in God, glo in sy woord. Dis baie moeilik om in God te glo as jy hom nie vertrou nie.
as jy nie sy woord glo nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees dat jou hart nie ontsteld word nie, want dan gaan jy in ander goed moet glo. Dan gaan jy moet glo wat die wêreld vir jou sê. Jy gaan moet glo wat teoloë vir jou sê, wat baie van hulle wat die woord uitmekaar uittrek en probeer verkeerd bewys. Ek weet nie eens hoekom is hulle meer teoloë of predikante of pastore nie. Kom ek sê nou maar eerder predikante, want dis min pastore wat nie die woord glo nie. Maar daar's ouens daar buitekant wat die woord bestudeer het, wat nie in Jesus Christus glo nie. Ja. Nee. En ek sê nou vir jou, dit gaan vir jou baie moeilik wees om die Here te vertrou as jy nie sy woord glo nie. Ja. Sy woord is die waarheid. Hy is die woord. En ja, maar onthou net, daar's baie Bybelvertalings. Yes, daar is baie Bybelvertalings. Daar's alles, maar prys die Here vir al die Bybelvertalings. Nou kan ons 'n deeglike prentjie kry van al die hoeke af. So ek is 'n 33-53 ou en al daai goed, maar ek gebruik baie ander Bybelvertalings ook, veral met hierdie 33-53 om sinonieme te kry vir die woorde, want ons gebruik nie eens meer baie van daai. Ja. Maar God se woord is waar. En hierdie is baie belangrik, dat jou hart oor niks ontstel word nie. Maak nie saak wat nou in die wêreld gebeur nie, maak nie saak wat met die dieselpryse gebeur nie. Dan vat jy so skrif en jy gaan sit en jy raak rustig en vra die Here, Here help my. Help my Here, hierdie skrif sê ek met my hart ontstel. Ja. En ek sê altyd vir mense, wees net eerlik met God. Sê vir hom jou hart ontstel. Hy weet in elk geval jou hart ontstel. Hy weet in elk geval jy het 5, jy het niks 5 nou. Ja. Sê vir hom, Heilige Gees, U is die trooster. Help my, gee my krag dat my hart nie ontsteld word. My hart is ontsteld. Here, ek gaan nou deur hel. Here, hoe kom ek oor hierdie? My hart voel of dit my bors uitgeskeur is, oor die teleurstelling of oor die pyn. Verstaan, veral wat hierdie week met ons kerk gebeur het. Here, ons harte, ons is geruk. Here, help ons. Voel of ons wankel. En hy sal. Hy sal. Maar wees net eerlik met hom. En Here bemoedig my, troos my. En hy sal, want sy naam is die trooster. Ja. En this is where ons moet, weet jy wat met the body of Christ, ons moet woord bid. Mense daar's 'n baie keer kom ek agter, many people don't know how to pray. Ja. And what I say is just start by praying word. Like that, thank you Lord that my heart won't be troubled. Ja. Thank you. According Thank you. to John 14 verse 1. Yes, thank you that my heart will not be troubled. Thank you, Lord, that you have not given me the spirit of fear, but you have given me the spirit of power. You have given me the power, love, and of a sound mind. Daar is 'n gebed. Een van my gunsteling gebede is Psalm 19 verse 14. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Daar is 'n gebed. Ek bid dit elke keer vir ek preek. Ja. Ek het by hom Engels geleer. Dis een van my gunsteling verse daar. I love it. En ek bid dit want en ons gebede moet dank, we must say thank you. Ja. Thank you Lord that you have not given me the spirit of fear. Thank you Lord that today my the meditation of my heart will be pleasing in your sight. And daar's skrif moet gebid word. That's why it's a weapon. En daai moet nie verloor word nie. It's so powerful. It's so thank you Lord that you have given me your peace that surpasses all understanding. Amen. And that it will guard my heart and my mind in you. Thank you Lord that, like it says in Colossians, I will abide in your love. Ja. Or Ephesians, I will abide in your love. That means I'll live there, I'll dwell there, I'll know you. Want that love is what must draw you, Holy Spirit in me must draw people around me. Say, yeah, I don't know what he's got, but I want it. En dit gaan nie oor my of oor jou. Baie keer bid ek, mense hoef nie my naam te ken nie, hulle hoef nie my gesig te onthou nie, but hulle moet onthou Jesus, how much I love him and how much Jesus, verstaan jy? The fruit of the Spirit. Ek wil nie 'n boom wees wat heavy nice like van ver af, baie blare maar daar's niks vrug nie. Ja. Because he says in John, if you love me, keep my commandments. Amen. And it also says in John, how do we glorify the Father? By bearing good fruit. Ja. Amen. And dit is wat us as believers take out to the world. But it comes down to spending time here, but also praying word. Daai is, I don't care if you're a leader or you've just walked into the church for the first time, ons moet almal so wees dat ons woord bid. Dis 'n lifestyle. Daar's nie kortpad nie, so jy sê dit is vir leiers
dis vir my en jou elke dag, dis vir elke ou wat net in die kerk stap, daar's nie kortpad nie mense, ons doen bevryding elke dag, ons doen berading elke dag, daar's nie 'n kortpad nie, maak nie saak wie na my toe kom nie, daai persoon gaan moet wegspring iewers, begin hulle huis op die rots bou, ek gebruik dit altyd, daar in Matteus 24, bou jou huis op die rots, begin jou huis op die rots bou, Johannes 14 vers 1, gaan net my hart ontstel, kom ons begin daar, kyk of ek het volgende week nog kan reg. Ja. Volgende week gebeur daar weer iets, Here, ek het geleer, ek ken net een teksversie, Johannes 14 vers 1, Johannes 14, 27, ek gaan net my hart ontstel raak nie. En wat ek nogal doen vir my eie gesin en vir my Gips wat nou nog in die huis is, leer hulle van kleins af, maar maak saak wat in die huis aangaan nie, maar maak saak wat se omstandighede ons is nie en wat se moeilikhede op ons pad kom nie. Ons probeer in die oggend voordat ons ry, ek en Elsie hou ons hande vas, bid Matteus 6:33. Here, ons soek die koninkryk, u geregtigheid. U sal vir die res sorg. Hy sê daar in Here Matteus 6, moenie worry wat jy gaan aantrek, moenie worry wat jy gaan eet nie. Soek jy net my koninkryk geregtigheid. Here, ek staan op dit. Vader, en dan dink ek altyd aan Lester Summerall toe hy nou die call kry om Australië toe te gaan en die pastoor gaan laai by die skip af en hy het iets soos $7 in sy sak of $20 in sy sak. Hy het gedog hierdie ou gaan hom bless met 'n paar rand omdat hy preek het met sy kerk. Hy gaan nie al wat die ou vir hom sê is, hoor jy gaan dit nie maak nie. Hy sê okay, as ek dit nie maak nie, stuur jy net die grafsteen Australië toe waar daar op staan, hier lê Lester Summerall. Hy het Australië toe gaan en op die Here vertrou en toe maak hy dit nie. Ja. En hy het 'n ou man geword van 87. Ja. Verstaan jy? So, hier lê JC want hy het op die Here vertrou. Nee wat? Ons vertrou op die Here, ons staan Namakanjane, kom met my en ons staan op die woord van God. Veral in die tye wat die kerk nou ingaan, veral in die turmoil van al die stemme, dis die groot ding en dis nou wat jy gesê het daar, hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar but love, power en dis die belangrikste vir 'n Christen, Sound sound mind. As jy nie 'n sound mind het, my boetie, my sussie, en jy laat jou mind beïnvloed word deur mense wat nie die woord glo nie, dan het jy 'n probleem. Maar dan het jy nie meer 'n sound mind nie. En dan kan jy nie jou huis op die rots bou nie, want dan is jou rots nie 'n rots nie. Want ek moet op hierdie rots bou. And then you've been thrown around by the waves. Ja, maar jy kan nou nie Matteus 6:33 so uit konteks uit gebruik nie. Net ek gebruik hom uit konteks uit nie. Die hele konteks is, ek moenie worry nie. Ja. Ek moenie worry nie. Hoekom worry 'n Christen oor wat hy gaan aantrek? Maar dis nou waar ek nou Vrydag nou by die vrouegroep oor Jakobus 4 vanaf vers 13 tot op die einde praat hy oor ryk mense en geld, en as niks fout om ryk te wees nie, wat beplanning doen, ver vooruit, en ek hoor nou dat 'n ander ou sê, ons moet baie meer sê wat die moslems sê. Hulle sê, inshallah, if God wills. Nee? En min Christene sê dit. Kyk, hulle gebruik dit nou heeltemal tot op die oordrewene vlak, maar inshallah beteken if God wills. Jy weet ons kerk se 5 jaar beplanning is hier if God wills. Verstaan jy? Ons gaan Turkye toe oor 'n paar weke if God wills. Ja. Nee, ons moet dit baie meer inbring in ons gebede. Ja. Want ons maak so ver vooruit beplanning dat ons nie, Here, en dis wat ek altyd maar sê, ons by die leierskap. Kom ons kyk wat ons hierdie jaar doen, as ons nog volgende jaar is, of ons dit nog steeds kan doen en beter. Want die groot ding is, nee, mense soek standvastigheid. Hulle soek nie altyd verandering nie. Kyk, die Here verander ons heeltyd, vernuwe hy ons na die woord, nee. Hy vernuwe ons heeltyd. Maar mense soek jy met dieselfde bly. As jy vandag dit gesê het, sê dit volgende jaar ook. Ja. Nee? As jy sê hierdie jaar glo, moet hy volgende jaar ook glo. Hy het nou weer so 'n nuwe revelation gekry as 'n ander mens. Verstaan? Daar's nie, mense soek standvastigheid. Mense moet nie op 'n mens vertrou nie, maar die God gebruik tog leiers. Ja. Nee? As 'n tragedie plaasvind, so hierdie week plaasgevind het, kom mense na jou toe. Dan moet jy staan, papi. Ja. Dan moet jy staan. Dan moet jy weet wat jy glo. En ek is so dankbaar dat die Here my op my journeys gevat het en die ouens onder wie ek geleer het, my seisoene waar ek was, goeie leiers. Ouens wat vandag nog saam met die Here stap. Ouens wat nog beter
en dieper die Here ken as wat hulle daai tyd geken het. Ek is so dankbaar vir nie ouens wat verander het en vernuwe geraak het en nou nie meer glo nie. Ja. Of so iets nie. Jy weet, dis manne wat solid en vrouens wat solid in die woord van God is. Ja. And don't overcomplicate it. Ja. Daai is, you like it says in Thessalonians, you pray without ceasing. So ons bid ook in die oggende. Dis 'n heeltyd daai ding en ons moet, we must be ready to go. Verstaan jy? Always. It's my responsibility to make sure I'm ready to roll. When God wants us to keep growing in Him, to keep as leaders, but as people that have just given their heart to the Lord, everybody. There's a responsibility to grow in Him. Ja. And that is where dis hoekom daai fokus op hom moet wees. That's why it's never overcomplicated, because mense wil slim raak. Mense wil slim klink. As ek nie iets weet nie, dan sê ek, hoor jy, ek is nie seker nie, ek sal die woord moet gaan check. But I know that God's good. He says He's never going to forsake me. My trust is in Him, my focus is on Him, and I'm going to stand with Him. Daai is 'n besluit wat ek en jy moet maak en elke ander persoon. When push comes to shove, I'm going to stand. When the storm comes, I'm going to stand. Ek persoonlik is a decision I have to make beforehand. En Heilige Gees gaan my die krag gee en my help, want ek het 'n verhouding met Hom. But I must make a choice. I'm going to stand. I'm going to be bold for Him. Maar my doel is nie om mense te offend nie, maar ek sal die waarheid sê in liefde. Ja. Want ek is bitter lief vir mense en dit is net, ewigheid is 'n lang tyd. It's a long time. En my hart is genuine dat mense by hom uitkom. Ja. But that means I have to make a decision beforehand that I'm going to say what His word says. I'm going to be obedient to His word. En ek sal dit nooit vergeet, die Heilige Gees het dit soos in my brein imprint. Ek het een keer 'n comment gemaak, all I want to be in life is comfortable. Hy was dit. Ek was baie jonk. En toe ja, Wie wil dit nie? Kom aan, ons kan eerlik wees. Wie wil nie kamp? Ja, maar nothing's ever comfortable anymore. Veral nie in die kingdom. Nee. So, ek bedoel, daai tyd het ek nie as mooi met die Here geloop nie, maar van daai tyd af, en hy herinner my altyd aan, hy sê, you're not going to be comfortable, my boy. Ek bedoel, in alles wat ek doen, ek bedoel, ek boer en die Here bless my en my broer baie, maar ek kan nou kyk, hoeveel ouens sê, hulle weet nie of hulle volgende jaar gaan plant, want die pryse is te sleg. Jy kry nie geld vir jou goed nie. All I believe is I work on God's economy. I'm not exactly sure what the future looks like, but I'm trusting on Him, I'm standing on Him, I build my business on Him, I build my life on Him. Amen. En daai is nou waar, maar what I'm coming down to is we got to decide. Elke liewe persoon moet besluit, en ek het al agtergekom, people don't want that responsibility, but we're responsible. You're responsible for you. Yeah. I'm responsible for me. Ja. And the decisions we make will impact eternity. Dit sal. Hoe ons reageer op wat ook al ons hele lewe lank, hoe ons reageer will impact eternity. Ja. He forgives, He loves, He's good, but today matters in eternity. That's why you make a decision from an eternal perspective. En dit is hoekom ons as leiers moet hierdie mooi verstaan. Dit is nie net, dis nie net, you work with people, you work with their hearts, you work with the eternity, want die skrif praat daaroor. He says, you better not lead them astray. Because you, watch out. Hy sê dit in sy skrif. So, that's the decision we make. And that's the decision we stand on. And ripped, ready to go, it's war. And that's what it's going to be. Gelukkig verstaan ons dit omdat ek 'n militêre agtergrond het, ek geweet vandag eendag hierdie is 'n oorlog wat ons in is, en ja, hierdie is die goeie nuus. Die goeie nuus is dat hy my gered het. En die goeie nuus is dat ek eendag
hemel toe gaan, maar by die sweet by and by is ek in 'n oorlog en ek's in die kingdom. En die kingdom is, daar's 'n ander kingdom wat teen die kingdom. Ja, flat out. So ons moet in hierdie tyd, in hierdie turmoil en wat ook al, en in die chaos wat in die wêreld aangaan en in die kerke aangaan, moet ons kop hou. En dan die laaste ding, dink ek wat ons net gou moet neersit, en ek wil dit tog net noem, ek het gisterand vergeet om dit te bid, by die bid-aand in die dorp. En daar is soveel goed wat teen die unity kom, in ons gemeente ook, en as die dinge begin reg doen vir die Here, gaan die vyand kom met enige manier om unity te breek, en unity, sê nou maar, klomp kerke besluit om saam te bid vir die dorp soos ons nou maak, sal die vyand altyd kom teen die unity. En voor ons nou daar gaan praat, wil ek net hier lees, en ek het nog gisterand vergeet om dit te lees, ek wil dit net iewers lees. Nee, dit is my so mooi hierdie. Wat het sê so, Psalm 133, het net 3 versies. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon, maar dit is nou nie vir my so mooi vertaal nie. Kom ons kyk gou wat sê die ISV. Look how good now pleasant it is when brothers live together in unity. Die King James sê, ek moes hom maar seker maar van die begin af lees, behold how good now pleasant is for brethren to dwell together in unity. Nee? So, dit is so mooi, en hy sê in Johannes ook, die wêreld sal sien julle is my disippels, dat liefde onder hulle mekaar is. En soos die kerke vandag aangaan, lyk dit my, dit was net op baie 12 disippels van toepassing. Ek weet nie, of is dit op ons van toepassing vandag? Ja. En dit is nie altyd maklik om in unity met jou broers te doen, daar's baie ouens wat my ook al offended, en ek moet maar net oor dit kom. Weet, gaan drink maar 'n koffie, en dan sit ons goeders aside, en ons doen dit gereeld. Ons gereeld saam met die ouens wie 'n koffie drink, en ons sit dit, ons het nou nie saamgestem daai tyd nie, en ons het geclash en alles, maar let's get over it, want dit gaan nie oor my meer nie. Dis die ding. Dit gaan oor die mense wie God op my pad stuur. Dus jy sê, ons moet altyd rip en ready to go wees. As ek nie rip en ready to go is, byvoorbeeld hierdie naweek was nie, kon ek mense nie help nie. Jy weet, so ek weet nie wat gaan met my gebeur as ek Saterdagoggend opstaan, wie die Here op my pad gaan stuur nie. Yes, always be ready to give Ek kan nie by die huis nou lê met 'n pity party of 'n ding nie. Omdat Chicago PD se nuwe episode nie uitgekom het, as ek vies vir Hollywood. Ek spot nou maar net so as 'n simpel voorbeeld, maar ek gebruik altyd baie keer simpel voorbeelde. Maar ek moet altyd reg wees vir jou. My hart moet heeltyd reg wees. En ek sê nou vir jou, as my hart nie reg is nie, dan sê ek vir Here, Here, my hart is nie reg, help my, dat my hart reg kom. Ek kan nie bekostig dat my hart nie reg is nie, want God vir my nou hê, vanmôre 9:00 dalk stel jy iemand op my pad uit, wat sy hart nie reg is en ek moet daai persoon help. Ek het mos nou my hand opgesteek om 'n disipel te wees van die nasies. So hier gaan ons. Ja. En dan moet ek reg wees. Ek kan nie met rasisme sit nie. Ja. Ek kan met niks sit nie. Op die einde van die dag gaan ek alleen voor God staan en elke Christen gaan alleen voor God staan en hy gaan vir my vra wat jy gedoen wat ek jou gegee het. En daai ding wat ons vanoggend geluister het, daai van Anthony Mitchell. Ek sal enige ou aanmoedig om bietjie na hom te luister. End Times Repentance and Awakening the Church. So ons moet wakker word, die kerk moet wakker word. Ons moet repent. Ons moet 1 Johannes 1 vers 8 en 9 is vir die kerk geskryf. Ja. As jy sê het nie sonde nie, bedrieg jy jouself, maar hy is getrou en regverdig wanneer ek my sondes bely, vergewe hy en hy reinig my. Ja. Hy sal my mond skoon maak, hy sal my hart skoon maak. Hy sal my reinig. Ja. Here, asseblief help en dat hy help, maar ook jy moet jouself verneder. Ja. Nee? En Judas 1 vers 20, jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof. And you must resist the enemy. You must resist. Dis wat die woord sê. Ja, Jakobus 4 vers 7, onderwerp jy jou aan God. Ja. Hoe onderwerp ek my aan God? As ek nodig het om te repent, dan onderwerp ek my aan God. As ek vrees vat, repent ek. Here, vergewe my, ek het vrees gevat en ek repent. Here, ek ken nie die woord nie, help my asseblief, ek vra om vergifnis, ek het al my tyd, al my geld spandeer aan wêreldse goed, die wêreld het my ingesluk, Vader, maar asseblief, ek gaan net begin by Johannes 14 vers 1. Ek gaan net my hart mee ontstel raak oor my familie, oor omstandighede wat ek in is nie, my egskeiding wat ek dalk nou deurgaan nie, of wat ook al nie. Here, help my. And that's what he wants. He wants that that honesty, soos jy sê. He wants you to lay it before him. Ja. Maar dis wat ek van jou en almal saam met wie ons bedien is genuineness.
wees net genuine. Ja. Wees net jouself. Mm. Nee, ek wil nie my ou self wees nie, maar ek meen, wees net, dat jou ja wees, jou nee, en sê as jy 'n fout maak, sê as jy iets nie verstaan nie. Ja. Ek waardeer dit van enige persoon. Ek ook iets nie verstaan nie. Ja, Dan sê ek, natuurlijk. ek verstaan dit nie, en ek verstaan nog nie heeltemal nie, maar ek gaan vir die Here vra om my te help verstaan. Ja. Ek kan nog elke keer, as ek iets nie verstaan het, en vra ek die Here, help my. En daai eerste jare het ek saam met ouens bedien, hulle was my AI gewees. Ek het vir hulle gevra, hoorie, waar staan dit? En dan help hulle my. Ja. Jy weet, en so het ek die woord leer ken. That's awesome. Dit is so lekker om te groei in die woord, juist. Ja. Dis 'n adventure, hè? It's an adventure. So dis nou lekker, ons het nou die kwartaal begin met hierdie. Wat gaan ons dit noem, Dylan? Pray, standing steadfast. Ja, en ons moet vasstaan op die woord. Voor ons hierdie kwartaal ingaan, is baie uitdagings hierdie kwartaal. Ons gaan Turkye toe. Ons gaan lekker reekse doen by die kerk. Ons begin vanaand met Matteus. Ons het dit nou nie genoem nie, vanaand Matteus, kom asseblief. Vanaand 6:00 by die gemeente doen ons die boek Matteus begin. Ons spring weg. Ek en jy en Tinus om die beurt gaan dit aanbied. Ons fondasieboekie gaan nou uitkom op 'n stadium. Dit gaan lekker wees en nou Tinus gaan hom vir ons gaan hom in Engels ook hê. Ek het nou 'n Zimbabwe wat opgeduik het, dat ek nou Zimbabwe toe gaan nou weer. Ek sê elke jaar ek gaan nie Zimbabwe toe, ek gaan nou JC weer Zimbabwe toe. Dit is al daai is die oudste grap. Hoe lank Ja, ek gaan nie volgende jaar. Ja, hoe lank word dit nou? Ek moet nou ophou om dit te sê. Ek probeer ook nie te ver vooruit beplan nie, jy weet. Ek weet nie wat ek geleer met die Here. You just don't say stuff Ja, like that. ek moet nou ophou iets sê daaroor. Hier gaan ons nou maar weer. Maar dis nogal wat die Here van hou, nê? As jy iets begin het, hou net aan om dit klaar. Maak dit klaar tot dit klaar is. Ja. Maar ek kan half sê, dis die veld wat die Here my gee vir buite. Ja. En dit sal net nooit klaar word. Mense het bemoediging nodig. Ons gaan nou hierdie jaar reeds weer na kerke toe wat ons geplant het of gehelp plant het 2014, 15. Jy weet. En ek dink ek was laas in 2016 in hierdie spesifieke area. En dis om my leiers ook te bemoedig. Dit is ook, hy sê, ag man, ons is nog nie eens oor die grens nie, want ons al gaan teachings aanbied. Weet die pastore wag. Ja. Jy weet, hulle kan nie wag tot ons kom nie. Nou, dat is belangrik. Dit is baie belangrik. Dit is belangrik vir my ook. Ek sê mos altyd, Zimbabwe bedien my, ek bedien nie in Zimbabwe nie. Ja. Dis wat lekker is. Hoorie, maar was 'n lekker Jonathan. Ja, thanks, dankie Amber, dankie Dylan. Ek dink ons vat hom tot hierso. Ja, ons is al 'n uur besig. Kyk net waar lê ons, né? Yes, nee wat. Kan ek vir ons afsluit? Asseblief. Vader, baie dankie. Dankie vandag vir die voorreg om saam te kan kuier. Vader, ek is so opgewonde vir hierdie kwartaal en vir dit wat voorlê. Ons eer die naam, ons loof en prys die naam. Ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord wat ons vandag gepraat het. Here, ons bid dat dit iemand sal bemoedig. Here, en ek bid vir ons almal Johannes 14 vers 1 dat ons harte nie ontsteld word nie, maar ons glo in God en ons glo in U, my Here Jesus Christus. En U sê dit weer in Johannes 14:27, laat julle harte nie ontsteld word nie. Vader, maak nie saak wat die toekoms inhou vir ons nie. Ons is die kerk, Here, ons is U bruid, ons sien uit na U koms. Mag U vandag kom, Maranatha, Here Jesus. Ons loof en ons prys U naam. Ons wil altyd U naam groot maak. Mag ons U woord altyd glo. Mag ons 'n beter verstaan van U woord kry, soos nog nooit van tevore nie. Kom breek U woord vir ons oop. Vader, vir U bruid, ons loof U naam en ons prys U naam, Vader. Ons bid vir die kerk, ons bid vir die ander gemeentes, nie net in hierdie dorp nie, nie net in die land nie, maar vir reg oor die wêreld, Here. Ons bid vir 'n groot awakening vir die kerk, om wakker te word, Vader, uit hulle slaap uit, dat ons soos die 5 verstandige maagde sal wees in Matteus 25, nie soos die 5 onverstandige maagde nie. As U nou terugkom, is ons lampies vol, Here, ek bid vir elke boetie en sussie wat na hierdie luister, dat hulle lampies vol raak, Here, maak hulle wakker in die oggendure, sodat hulle met U kan praat en kan bid, vir geliefdes wat nie die Here ken nie, wat U nie ken nie. Vader, ons eer U naam en ons loof U naam. Amen, amen, amen. Dankie julle, is lekker geweest om saam met julle te kuier. Ons sien julle volgende week, if God wills. Amen. Amen, dankie. Join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows
everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000